Ek het intussen tyd my uitveer gekry en daai dan verborge besonderhede gemaak en dit is dan nou die voltooide voorhaansig. Ons gaan sommer dadelik begin met die snyvlak en ja, dis nie te moeilik nie. Ons kyk hierso waar punt A begin hierso op die 6-hoek en ek gaan eers net fokus op die 6-hoek. Ek bring daai punt daarso reguit af. En daarso waar hy nou my 6-hoek kruis, gaan trek ek sommer dadelik, want hy sny daarso reg deur op die basis, op die boonste basis van die 6-hoek. Reg, dan die volgende snyvlak hierso is op hierdie hoek hierso, sny 'n bietjie laer af. So as ek nou hierdie hoek afvat, dit is hierdie en hier, van hom tot by daai punt daar, gaan hy nou net 'n bietjie opskuif. So ek bring hom van daar af en ek maak 'n merkie daarso. So dis letterlik so amper millimeter, 2 mm wat hy bietjie geskuif het daarso. En dit gaan dan my volgende punt van die snyvlak wees wat ek daar inteken. Die volgende punt is hierdie hoek hier, dis een hieronder. So as ek hom moet opskuif, skuif ek hom op tot daar, bring hom af. Dit gaan die snyvlak hier aan die onderkant wees, kies tog. En daai punt daar trek ek dan oor tot daar. Reg, die volgende ene is dan hierdie en hier, dis weer hierso bo aan die agterkant, daai ene. Sy punt skuif daarso sny, so ek skuif sommer die liniaal op tot daar. Maak die merkie daarso en ek bring daai snypunt dan oor tot daar. En dan het ek nog enetjie hierso waardeur hy sny. So ons sny daai hele hoek daarso, daai boonste hoek sny ons weg. So ek teken van daar af, bring hom af tot daar en dan kan ek daai gaan inteken daar en daai kan ek gaan inteken tot daar. Reg, so nou kan ons gou kyk na stippellyne en goed en dan ook soliede lyne, dit wat nou nog oorbly. So daai daar is nou verborge besonderhede en dan die res van hierdie 6-hoek kan ek nou gaan donker teken. So daai en daai en daai stukkie, dis 'n stuk wat oorbly. Nou gaan sit ek my stippellyne hierso in. So my verborge besonderhede sit ek in. So selfs aan hierdie kant van daai hoek af oor tot in daai hoek. En dan die laaste 2 punte hier. Reg, en dan moet ek onthou die stukkie wat ek gesny het, te arseer. Ek doen sommer my arsering hierso teen 45 grade. So ek begin hierso op 'n hoek, trek vir my die arseringslyn in en dan so min of meer ewe ver uit mekaar dat dit mooi netjies is. Arseer ek dan teen 45 grade. Nou vir die volgende snyvlak. Ek gaan hierso aan die linkerkant begin. Dit is nou vir die driehoek. So ons doen hom apart. Ek bring daai punt daarso. Hierdie hele boonste stuk word weggevat. So daai gaan eintlik basies die verste punt wees wat ek bring en hy's op hierdie voorste driehoek. So ek gaan hom daar merk op die voorste driehoek daar en hy sny weer aan die voorkant tot op hierdie voorste stuk hierso. So hy sny tot daar. So daai punt daar kan ek dan gaan inteken as 'n buitelyn daar. So. Dan sny hy ook hier aan die agterkant op daai driehoek. Dit is daai punt daarso en hy sny vir die eerste keer daar. So ek bring daai punt af, kry die merkie op die agterste lyn en dit verbind ek dan met daai punt daar. Die volgende punt waardeur hy sny en hierso sny hy weer reg op die basis of die bokant hierso. So as ek daai punt daarso dan net reguit afbring,
gaan hy reg deur hierdie figuur hierso sny tot daar. So nou kan ek gaan en ek kan hierdie hoek hier gaan inteken. So ek daai punt daar. En hierdie hoek hierso is nie geraak deur die snyvlakkie. So dit gaan ek natuurlik dan nog sien. Dit gaan teken ek in hierso as 'n buitelyn. En dan het ons hier nog ons verborgde besonderhede wat ons kan insit. Dit is daai hoek van die driehoek wat aan die onderkant loop van een kant tot na die ander kant. Reg, die arsering het ek teen hierdie kant het ek gearseer. So ek gaan nou my driehoek omdraai en ek gaan hierdie arseer teen 45 grade na die ander kant toe. Die rede hoekom ek dit na die ander kant toe arseer is hierdie is twee verskillende parte. Hulle is nie een vaste liggaam nie. Dis twee aparte liggame. Reg, en daar het ek nou my nuwe voorhaansig en my nuwe deursnee bohaansig wat dan natuurlik nou gearseer is.